Liewe gemeente, broer en suster, kind, jongmens, dankie dat ons saam kan aanbid met die seker wete dat die Here deur sy Gees hier teenwoordig is. En daarom ook die Here te dank vir u teenwoordigheid, ook in hierdie baie spesifieke tyd van die kerklike jaar, waarin ons ons self bevind. Dit bring my daarby, susters en broers, om u te herinner, en ek vra dat u ook in die wyke waar u deel is, daaroor sal getuig en daarvan sal sê, dat ons ook as die Here ons spaar donderdag aand 6:00 in erediens het voor die aanvang van die Paasnaweek, en ons gaan ook die dood van die Here aan die nagmaalstafel herdenk. Altyd 'n baie besonderse, innige, vredevolle geleentheid waarmee ons die Paasnaweek, om dit so uit te druk, inlei. U is hartlik welkom. In ons toetrede met kinderlike dankbaarheid voor die genadetroon van ons Here, nooi ek u en vra, kom ons sing hartlik saam Skrifberuiming 20:2, strofe 1, 4 en 5, wat ook die aandgesang is. 1, 4 en 5, en daarna die wotum en die seëngroet van ons Here. Ons bly sit met die sing van Skrifberuiming 20. Ek wil vra, was dit die regte melodie? Skrifberuiming 20:2, broeder Huib. Dit was verseker nie die regte melodie nie. Sê weer. Goed. Omdat ons ook 'n YouTube-uitsending het, kom ons laat dit daar. Ons tree toe tot die genadetroon van ons Here met die woorde van Psalm 117. Prys die Here alle nasies, loof hom alle volke. Want sy liefde vir ons is oneindig, aan die trou van die Here is daar geen einde nie. Daarom kind van God, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, onze Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen.
Ons loof die Here en ons blaai na Psalm 98, die Tosiusberuiming, en ons sing hartlik saam strofe 1 en 3. Daarna verenig ons in gebed en na die amen op ons gebed, skrifberuiming 1, 2, strofe 1, 2 en 3. Ons bid saam. Ons God en Vader wat in die hemele woon, met die psalmlied op ons lippe, U te eer, U naam te noem. U wat in U grootheid en in U almag troon oor alles en almal, maar ook in ons teenwoordigheid, omdat U alom teenwoordig is. Ons prys U. Ons besing U grootheid en U genade en U liefde. Ons sit in ons hand in U hand. Ons pleit. Leer ons U regte weë, wys die pad ons aan. Die pad van die lewe, die pad van geregtigheid. En U te dank dat U ons hoor. Ons mense stem van hierdie aarde af, gedra deur die Heilige Gees, om Christus wil, hy aan U regterhand, om vir ons in te tree. Wat 'n genade, dat U ons God is en niemand meer, en dat U feesgenot berei vanoggend, vanaand, donderdag aan, as U wil, in Paastyd, elke dag van die jaar se tyd. U wat ons raak sien en ons bedien, soos wat dit uit genade ook nou kan gebeur, o Here. Ons buig laag en diep voor die waarheid van U woord, onvoorwaardelik, en van ons knieë
staan ons op in die krag van gebed. Hoor ons Here, en vergewe skuld en sonde, ongeregtigheid. Lei ons in u waarheid, u te aanbid, soos u in u woord dit openbaar, gedoen moet word. Seën vir u kerk, daarom roep ons. Die kerke in die Pretoria stad in aanbidding, die Suid-Afrika land, die Afrika kontinent, die wêreld. Volke, tale en nasies in jubeling voor u aangesig. Hoor ons Here, uit genade, en dra ons deur die lewe. Amen. Liefdes, ek dank die Here dat ek die woord aan u kan bedien. In skriflesing kom die Here God in sy almag self aan die woord. En ons lees 2 Ou Testament gedeeltes. Genesis 1 vers 1 en 2 en ook 26 tot 28 en daarmee saam ook Psalm 97. En daarna sal ek Sondag 35 vraag en antwoord 96 van die katekismes aan u voorlees om Genesis en Psalm 97 se lig te laat val op wat die katekismes vra en antwoord in Sondag 35. Genesis 1 uit die 83 Afrikaanse vertaling. God se skepingswerk, vers 1 en 2, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoon. Dit was donker op die diep waters. Maar die Gees van God het oor die waters gesweef. En dan volg die skepingsdae en dan lees ons verder by vers 26. Toe
het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. En dan te blaai na Psalm 97. Die Here regeer. Die aarde moet juig. Al die baie eilande moet bly wees. Die Here is omgewe van donker wolke. Sy troon is gebou op reg en geregtigheid. 'n Vuur trek voor hom uit en verteer sy vyande aan alle kante. Sy weerligstrale verlig die wêreld, die aarde sien dit en bewe. Berge smelt soos was voor die Here van die aarde. Die hemel getuig dat hy regverdig is en al die volke sien sy magtige verskyning. En dan baie spesifiek vers 7, so in die middel van hierdie Psalm, almal wat beelde dien, wat niks werk, afgode vereer, word ontnugter, want al hulle gode moet voor die Here buig. Sion is bly, die stede van Juda juig, wanneer hulle hoor wat U as regter gedoen het, Here. U, Here, is die allerhoogste oor die hele aarde, hoog verhewe bo alle gode. Julle het die Here lief, haat dan wat sleg is. Hy bewaar die lewe van sy troue dienaars en dienaresse. Hy red hulle uit die greep van die goddelose. Vir die regverdiges het daar lig gekom, blydskap vir die opregtes. Wees bly in die Here, regverdiges, prys sy heilige naam. Uit hierdie twee gedeeltes is ons fokusvers Genesis 1 vers 27, wat ek nie nou weer lees nie, en Psalm 97 se 7de vers. En geliefdes, na die woordbediening voor ons dank sê, sing ons skrifbereiming 12:2 se eerste strofe. Nou blaai ons in die belydenisskrif, naamlik die Heidelbergse Katekismus van die kerke van die Reformatie, na Sondag 35. Vanaand net vraag 96. Wat eis God in die tweede gebod? Die Heidelberger antwoord, ons mag God op geen enkele manier afbeeld en hom op geen ander manier vereer as wat hy in sy woord beveel het. En as ek uit Sondag 34 die tweede gebod aan ons voorhou, dan onthou u dit lees, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak
van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Vanaand, baie spesifiek, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die waters onder die aarde is. Die tekstema uniek beelddraer van die lewende Here, en daarom in ons lewe geen gesnede beelde nie. Liefdes in die Here, Jesus Christus, Genesis 1 gryp terug na die eerste minute toe die horlosie van die tyd begin tik het. Maar ek wil ook sê, Genesis 1 en die tweede Exodus 20 aankondiging van ons Here gaan hand aan hand. Wat bedoel ek? Genesis 1, God het geskep. En Exodus 20, God het gesê. En die verband is, die lewende God wat skep, is ook die een wat kan en mag sê. En belangrik, op dag 6, Genesis 1, skep God die mens. Uniek. Uniek. Hoekom uniek? Want dit staan in die teks en ons gaan op 'n latere stadium meer detail daaroor gee. Hoekom sê ek uniek? Want daar staan, God skep die mens as sy beeld. Kan u dit indink? Die skepende en onderhoudende God wat skepend besig is in Genesis 1 en met verdrag kom daar orde in die hoogtepunt van die skepping van die mens en die opdrag van wat die mens op aarde moet doen. Daar kom orde. Orde. Heers, menskind, bewerk, bewaak, orde. En daarom, orde baie belangrik, waarbinne beelddraers kan leef en oorleef in die nabyheid van die skepper van hemel en aarde. En as jy Genesis 1 gaan nalees, sal jy agterkom, eers die hemel geskep. Hoekom? Hoekom nie eers die aarde nie? Hoekom eerste van alles die hemel? Sien die skepende God in sy alwysheid. Eers die hemel waar God die brandpunt van sy eie heerlikheid gevestig het. Daarna die aarde. Met 'n onnoembare rykdom aan elemente en kragte en moontlikhede. Waar u en ek beelddraers en nie beeldmakers moet wees. Daar's die kern. Beelddraers
draers. Die geregtigheid en die heiligheid van die almagtige God te dra, uit te dra. En daarom hoef ek nie vir my 'n God uit klip of hout of 'n goue kalf te maak. Broer en suster, sal jy in hierdie week op hande en elke dag van die lewe onthou dat u 'n beelddraer is? En hoor nou, net weer Eksodus 20 vers 4 tot 6 se woorde, in kort, jy mag vir jou geen gesneede beeld maak nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld sny nie. Wat die tweede wetswoord van ons Here sê, vir sy beelddraers, moenie vir jou 'n handgemaakte God maak nie. Want in onder andere Jesaja 44 word dit so mooi gestel, hoekom moet jy nie 'n beeldkapper wees nie, 'n beeldmaker wees nie, maar 'n beelddraer, want daar is geen ander God behalwe die lewende God. Daar's geen ander God behalwe buiten my nie, sê die Here deur sy profeet in Jesaja 44. En gaan lees daai wonderlike hoofstuk. Wie maak nou 'n God, giet 'n beeld wat jou nie kan help, wat nie kan sien nie, wat nie kan verstaan nie. Dink aan die goudsmid, die ystersmid. Met hamer en bytel vorm hy 'n beeld, met 'n gespierde arm maak hy 'n beeld, 'n godsbeeld. Maar waar hy staan, staan hy. Sy oë knip nie. Sy spiere is nie soepel nie. Hoekom? Hy's dood. Dis 'n beeld. Jesaja 44, die ambagsman wat hout gebruik. Hy merk die beeld se buitelyne pragtig af. Hy kies en kap vir hom seders af, of sipresse, of eike. En hy sit die beeld neer. En daar staan hy. Daardie gesneede beeld kan nie een tree loop nie. Hy kan nie van die plek waar hy neergesit is deur die beeldmaker beweeg. Kan nie verstaan, broer en suster, die woede, die teleurstelling van Moses as hy van die berg afkom en die volk is om die goue kalf, goud, ja, maar met bot toe ore. As iemand die gesneede beeld aanroep, kan hy nie hoor nie, kan hy nie antwoord nie.
Jy mag vir jou geen gesneede beeld tot aanbidding maak. En daarom is Psalm 97 se 7de vers in verduideliking so duidelik met betrekking tot die tweede wetswoord van ons Here. Gaan lees dit weer. Almal wat beelde dien, wat niks werd afgode vereer, staan dit in die Psalm, word ontnugter. Nie een van u of ek was al ontnugter op grond van die alwysheid en handelinge van ons God nie. Jy weet mos wat dit is om ontnugter te wees. Jy het gedink dat. Maar Psalm 97, almal wat beelde dien word ontnugter. Hoekom? Want al hierdie gode wat neergesit is, wat gemaak is deur mense hande, hulle moet voor die Here buig. Hulle is niks. Maar die Skepper God, die God van Genesis 1, die God, en myne, hy kan nie val nie. Hy kan nie omval nie. Hy hoef nie deur ons gestoot te word, sodat die wind hom dalk nie omwaai. Want nee, hy's die verhewene, die heilige, hy's die verborgene. Met ander woorde, dit is nie 'n kwessie van God nie mag afbeeld nie, hoor of jy my hoor, maar in die tweede gebod 'n saak van God nie kan afbeeld. Jy kan eenvoudig die almagtige God as 'n nietige mens nie afbeeld. Behalwe dat jy ook nie mag. Ons kan nie. Wie is daartoe in staat? Wie het God ooit gesien? Daarom, inderdaad, God is te groot om in ons beeld van hom te kan woon. Hoor jy? God is te groot om in ons beeld van hom te kan woon. Maar nou, voor u en ek nou sê, ja Pieter, jy's reg, en so is dit in elkeen van ons se lewe. Wil ek dat ons op hierdie punt van die preek dit van toepassing maak op myself en op u, en dan vra ek, wees eerlik, elkeen van ons sit met 'n beeld van God. Waar? Nie in ons aanbiddingsruimtes nie, maar in ons koppe. Is dit nie so nie? Elkeen van ons is so geneig om vir ons God te buitel, 'n prentjie, 'n beeld van hom te skep in ons binneste. Wat bedoel ek? Baie mense sê vir
bedienaars van die woord of verouderlinge, kom ons sê, wat in sonde geval het en daar's bediening, dan is die mens geneig om te sê, God kan my nie vergewe nie. Waar kom dit vandaan? Dis die beeld in ons kop. Die beeld van, hy's die almagtige, hy's die groote, hy's die sterke, en hy kyk, en hy's kwaai. Dis 'n beeld wat ons gebuitel het. Elkeen van ons sit met 'n beeld van God, self gemaak. En op 'n punt moet ons in die prediking daarby kom, dit, broer en suster, is nie minder gevaarlik as al die gipsbeelde van Rome nie. Nee, hom te aanbid, soos hy hom in Jesus Christus geopenbaar het. Want Jesus Christus is die beeld van die onsigbare God, Kolossense 1:15, die eersgeborene van die ganse skepping, in die lewende mens van vlees en bloed in Christus Jesus, toon God homself aan ons. En so word hy in die woord geopenbaar as wie hy is. Hoekom kom sy seun na hierdie aarde? Vir die sterkes, vir die rykes, vir die sondeloses? Nee. Hy kom vir u en my. En daarom Christus, so staan dit in Hebreërs 1:3, hoor hoe mooi, is die afstraling van die Vader se heerlikheid, en Jesus Christus is die afdruk van die Vader se wese. Inderdaad, nêrens sien ons God mooier en suiwerder as in die gelaat van Jesus Christus nie. Daarom sê Johannes 14:9, wie my gesien het, die Here Jesus is aan die woord, het die Vader gesien. Maar God dan gee, dat u en ek in Christus meer en meer na sy beeld vernuwe word, al so iets van sy heerlikheid in ons lewe vertoon. U en ek beeld draer vir God. En wat beteken dit? Dit beteken, u moet strewe om God se grootheid en heiligheid en heerlikheid en verhewenheid en volmaaktheid in u lewe, hoor nou mooi, en in hierdie wêreld af te beeld. Dis iets anders as 'n gesnede beeld. Dit beteken dat God self
in Christus in u lewe en in my lewe tot openbaring moet kom. En weet u wat gebeur dan? Dan is daar maar geen strewe om voor stomme beelde te kniel nie. Oudtyds miskien. Oudtyds miskien, maar verstaan nie. Waarom in hierdie liturgiese ruimte die preekstoel die sentrum is. As ons die grootheid en heerlikheid, die beeld van God uitstraal. Psalm 8, Here, wat is ek as mens dat U aan my gedink het? Gekroon, skaars minder as die engele om U troon. Saamgevat. Die tweede wetswoord van ons Here sê, my kind, wees jy self die beeld. En dit beteken, wees jy self die voorbeeld. Van wat? Van God se genade en sy almag. Daarom moet u lewe en my lewe en ons bestaan luid spreek van God. En alles sal sy lof verkondig. Ook in my mond. Dis die beeld wat die Here ons leer, ons op pad moet vertoon. Sien nie, die Skepper God, sê iemand so mooi, die Skepper God wil dus tog beelde hê. Maar nie, verseker nie, gesnede beelde nie, maar dat u sy beeld sal maak deur dit self te wees. Nie beeldmaker nie, maar beelddraer. Sterkte vir u roeping. Amen.
ons dank sê. Hemelse Vader, lei ons deur die Gees om U te aanbid, soos wat U in U woord openbaar. In allerhoogtepunt in Christus Jesus. Lei ons Here deur die Gees om die beeltjies wat ons van U uitgekap het en in ons harte en koppe dra, dat dit deur die bloed van Christus Jesus weggewas sal word. En dat ons U sal aanbid as die Skepper en ons geskep het, nie om beelde uit te kap nie, maar om U beelddraers lewend te wees, sodat Here ons mond U lof verkondig, ons hande U liefde dra, ons geaardheid U beeld vertoon. Skenk ons U genade as ons op U wag. Skenk vreugde in ons as U wil donderdag aanbidding, as moment van krag en mag en heerlikheid aan ons geopenbaar. Christus, die Here. Lei ons in die week. Lei ook, Here, veilig aan die hand baie van die kinders wat op reis sal gaan. Maak Pasen 2025 'n vreugde week en hoogtepunt daag, in plaas van die slagting op ons paaie vanweë ongelukke. U te dank, Here, vir elke broer en suster, elke jong mens se teenwoordigheid vanaand. U vrede in ons hart uit te stort, as ons van hier moet gaan. Regestuur ons en hou ons, Here, in U almag dig by U. U wat net gesê het en alles het geskied. Ons aanbid U as die lewende God. En ons buig voor U. En ons erken dat U lewe. Oor ons gebed in Christus Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons gaan staan en 3 strofes sing van Psalm 97, die Tosius beruiming. Ons sing vers 1, 4 en 7. En daarna die uitstuurseën van ons Here uit genade te kan ontvang. En dan het ek die Amen lied opgegee as Psalm 20:2 of skrifberuiming 20:2 se 7de strofe. Broeder Huip, is jy reg vir hom? Baie dankie. Voor ons huis toe gaan, ons Amen lied skrifberuiming 20:2
se 7de strofe. Kom ons sing Psalm 97. Vertrek van hier, geliefde in die Here, onder die seënende hand van God ons Vader. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here hoor elke gebed van jou en sal vir julle vrede gee. Amen.